Goeiedag broer en suster, genade en vrede vir jou. By 'n vorige geleentheid het ons begin praat oor die rol van die mens in die skepping. En u sal onthou dat ons gesê het, God se rol is dat hy alles gemaak het, maar dat hy ons dan innooi om saam met hom aan die skeppingsaksie te begin deelneem, omdat hy voortgaan met hierdie skeppingsaksie. Ons het ook veral na Genesis 2 vers 15 gekyk, en ek wil dit net graag weer lees. Die Here God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. Jy sal onthou dat hier eintlik 3 opdragte aan die mens gegee word: bewoon, bewerk en bewaar. Ons het ook by die vorige geleentheid gekyk na wat dit beteken om die aarde te bewoon, of 'n tuiste te skep, 'n tuiste waar ek vrede en liefde en geluk kan skep, en so deelneem aan die skepping van God. Vandag gaan ons nou na die ander 2 opdragte kyk, en kom ons staan vir 'n oomblik stil by die woord bewerk die skepping. Nou, die Hebreëse woord bewerk sou 'n mens kon vertaal met maak iets, doen, onderhou, bou voort, en as dit ware steek jou hand uit jou moue. Dit is amper ondenkbaar, nee, wanneer God vir ons uitnooi om as skepsels deel te raak van die skeppingsaksie en ook skepper te raak. Dit is so wonderlik as die Here van ons verwag om uit te vind en te bou en te skep. En kyk wat het die mens nou al gedoen. Die mens het vuur onder beheer gekry. Die mens het 'n wiel geskep. Die mens het krag buite homself geskep met die bou van 'n stoomengine en hidrolika. Trouwens, die Bybelse verhaal gaan eintlik oor hierdie meewerk van die mens in die skepping van God. Want God sê self, ek sit vir jou aan die begin in 'n tuin neer, maar weet jy wat? Ons gaan in 'n stad eindig, die nuwe Jerusalem, in Openbaring. En daarom nooi die Here ons uit om deel te wees van die skepping. Ons het ook elektronika ontdek en geskep en in rekenaars onder beheer gebring, en was dit nie daarvoor nie, sou hierdie inperking maar baie droewig gewees het, nee. Die feit dat ons via die rekenaars en die internet en sosiale media dus met mekaar kan kommunikeer en gesels, maak die inperking van COVID-19 eintlik soveel makliker. Die groot vraag waaroor dit hier gaan, is dus, bou ek of breek ek af? As ek bewerk, dan moet ek bou en nie breek nie. En nou lyk dit vir my as ons vragmotors op die hoofpaaie aan die brand steek, of as ons korrupsie pleeg, dan is ons daarom nie besig om te bou nie, maar is ons eintlik besig om te breek. En miskien is die belangrikste vraag, wanneer ons die opdrag moet uitvoer om te bewerk, dat ons moet vra, bou ons aan ons verhoudings, of breek ons dit? En dit is die Here se oproep aan ons, bou, moenie breek nie. Die laaste opdrag wat die Here natuurlik vir ons in hierdie vers gee, is om ook te bewaar, te beskerm, te onderhou, te versorg. En dan dink 'n mens onwillekeurig aan die groot bewaringsprobleme in die wêreld. Mens dink aan onlangs 400 olifante wat in Botswana gevrek het, en waar vrae ontstaan, is die diere dalk vergiftig?
Mens dink aan die bewaring van ons renosters, wat om die belaglikste redes onder die son so gestroop word. 'n Mens dink aan die reënwoude in Suid-Amerika wat vernietig word. En al kan ek dan nou nie iets doen aan die reënwoude in Suid-Amerika nie, kan ek hier in my leefwêreld dalk 'n bietjie minder papier gebruik en so bome bespaar. En kan ek hier in my wêreld dalk 'n bietjie minder elektrisiteit gebruik, of dan ten minste hernubare elektrisiteit oorweeg, sonkrag en windkrag. Hierdie soort van goed wat vir ons help om nie die aarde se bronne uit te put nie. En trouwens, as ons oor ons verhoudings dink, as ons dit wil bou en bewaar en nuwe verhoudings wil skep, dan is die hernubare bronne baie. Want liefde is hernubaar, vrede is hernubaar, vreugde en geluk en geduld en al die mooi vrug van die Gees. Daardie dinge is hernubaar. En so moet ons verhoudings hernubaar bou. Want sien, my en jou lewe is ook mos hernubaar. Dis hoe God ons gemaak het. So as ons dan nou hierdie week die opdrag van die Here wil nakom om die aarde, ons eie blyplek, te bewoon, te bewerk en te bewaar, dan is my uitdaging aan jou, wil jy nie iets fisies skep nie, hekel 'n doilie, of bou 'n puzzle, wil jy nie ook iets geestelik skep nie, soos geluk in jou lewe en in die lewe van jou mense, en wil jy nie ook nuwe verhoudings skep nie. Mag die Here ons daarmee help. Amen. Here, ons bid dat U ons sal dra, dat U vir ons sal help om ons opdrag in die skepping na te kom. En Here, dat U vir ons sal help om U uitnodiging om te kom deelneem aan die skeppingsaksie ook na te kom. Help ons om te bewoon, tuistes van vrede te skep. Help ons om te bewerk, voor te bou op die mooi dinge wat daar reeds is. Help ons, Here, om te bou die nuwe stad, Jerusalem. En as U ons vra om te bewaar, help ons om te bewaar. Help ons om ons omgewing te bewaar. Help ons om ons verhoudings te bewaar. In Jesus se naam. Amen.